Hallo mense, ek hoop dit gaan goed daar aan julle kant. Ek wil vandag bietjie met ons wil ek bietjie gesels oor die konsep van te. So ek glo die meeste van julle sal verstaan waarvan ek praat as ek sê te. So ek wil half nie 'n waarskuwing reg nie, maar ek wil hê ons moet hierdie konsep bietjie meer begin toepas in ons daaglikse lewens. Jy weet daai te veroorsaak altyd 'n kettingreaksie wat baie maklik veroorsaak dat jy met meer moeilikheid sit as wat jy graag wil hê of wat jy graag voorbeplan het. So is maar 'n eenvoudige konsep. Gaan dit maar net so vinnig net verduidelik vir die wat dalk nie verstaan nie. As jy te veel eet, dan word jy vet. As jy te veel bier drink, raak jy dronk. As jy te veel geld het, dan het jy gewoonlik moeilikheid meer as wat jy wou gehad het. So die te veroorsaak altyd het altyd 'n neeweffek of soos ek nou gesê het 'n kettingreaksie. En ek wil regtig 'n soort van beamoen en vir julle as dit enigsins sin maak om te besop om die te of besop vir die te. So moenie enigiets wat jy doen of dit nou in jou daaglikse lewens is, mense, jy weet getroude mense, jy weet 'n ou wat te hard werk veroorsaak gewoonlik moeilikheid by die huis, want hy is nie genoeg by die huis nie. Ou wat te veel by die huis is, veroorsaak ook moeilikheid want hy werk nie genoeg nie. Ek sê dit nou maar uit 'n man se perspektief uit. So mens moet maar verstaan dat dit maak nie saak wat jy doen nie. Die te is altyd teenwoordig. En jy moet verstaan dat solank as wat jy die te in jou lewe laat lei, eindig jy sê jy altyd 'n groot probleem hê. Maak nie saak wat jy aanpak en wat jy doen nie. Die enigste te wat natuurlik die uitsluitsel is te veel. Jy kan nooit te veel tyd saam met die Vader spandeer nie. Jy kan nooit te veel tyd in die Bybel spandeer nie. Jy kan nooit te veel tyd spandeer om navorsing te doen en jouself bietjie meer opgeskerp te maak van wat in die woord staan en wat sekere betekenisse is nie. Dis die enigste uitsluitsel op die te. So die mense wat nou verstaan waartoe hierdie hele gesprek gaan, sal nou verstaan ek praat nou eintlik van vlees en gees. En dit is weer 'n interessante konsep want die vlees is die te. So die vlees wil altyd hê as jy nou 'n bietjie braaivleis geëet het en kos was nou baie lekker, maar jy is klaar vol, dan wil jy maar nou nog 'n bord gaan skep. Dis daai te. As jy nou saam met jou vriende kuier en jy het nou 'n paar drankies gevat en jy besef nou hoorie maar jy moet nou klaarmaak want jy weet jy is nou op jou limiet, dan daai te, daai ekstra een, weer 'n keer die vlees. En dit is die ding waarteen ons moet waak, want ons hele lewensreis op hierdie planeet, ons ou kort tydjie wat ons hier spandeer, is maar 'n geveg tussen die vlees en die gees. En dis altyd daai te van die vlees wat veroorsaak dat jy gewoonlik goed te doen in die gees wat jy nie eintlik moet doen nie. En dit is belangrik dat ons daai prinsipaal by die huis kan bring en kan verstaan dat die gees is wat jou eintlik maar moet beheer. Maar dit is makliker gesê as gedaan, want in elke ding, in elke oomblik van die lewe, is die vlees daar. En die gees ook. Maar, en hier's die hele boodskap van vandag. Kom ons probeer, en so ver as moontlik, om die gees eerste te stel, in plaas van die vlees. So as jy enigiets aanpak, of jy by die werk is, of jy by die huis is, of jy
met jou vrou praat of met jou kinders praat of jy met jou honde praat. Dit maak nie regtig saak nie. Die hele konsep is spreek deur die Gees, spreek deur liefde, spreek deur tugtiging met liefde, maar moenie laat die vlees die oorhand kry nie. Want ons moet verstaan dat ons hele geveg op die einde van die dag is die vlees en die Gees. So sodra jy die vlees laat oorwin, is gewoonlik wanneer jy die kat streel. Wat beteken, jy weet, dit is waar jou moeilikheid maar begin op die einde van die dag. So mense, dis maar net so 'n kort boodskapie. Ek hoop dit inspireer iemand om dalk net weer te herkyk hoe jy moet leef, waarna jy moet kyk, waarna jy moet streef. Want onthou, nie een van ons is perfek nie. En dit is 'n ongelooflike moeilike stryd om te doen. Ek praat nou van myself. Want soos ek sê, die vlees is altyd daar. Maar kom ons probeer die Gees altyd eers te stel. En daai konsep, as ons dit kan nastreef en sover as moontlik in daai weë begin beweeg, sal jy sien, dit raak al hoe makliker om die vlees te oorkom. En as jy daai vlees kan oorkom, dan is jy op die regte pad en jy sal op die regte pad bly. Mense, ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Ons praat weer. Soos ek sê, ek hoop dit inspireer iemand om bietjie dieper na die dinge te kyk. En julle moet 'n wonderlike dag hê. Ons praat weer. Bye.